Vandag gaan ons vir julle 4 lekker laadontbyt, soos die Engels sê brunch idees wys. Dit is 'n gewone muffin resept, maar dit is 'n 30 dae muffin resept. In die eerste plek gaan ons nou maar net ons droë bestanddele kombineer. Dit is die semels. Dit is die sagte vesel, die oplosbare vesel, net wat ons nou water opneem. En dis dit wat ons goeie cholesterol, die HDL verhoog. Dan sit ek 'n bietjie koeksoda in. Dan gaan ek 'n bietjie kaneel insit. Kaneel het ook 'n goeie effek op jou bloedsuiker, né? Nee? Goed, so ek gaan nou die klam of die nat bestanddele meng. Dis 2 eiers in 'n liter melk. En dan gooi ek net gou die melk oor Berna. Bietjie vaniljegeursel en dan die suiker mengel saam met die melk, sommer net laat dit oplos. Ons het nou 'n halwe koppie Flora Proactive in. Ons het dit nou maar net gesmelt om dit beter te laat meng. En onthou wat ons laasweek gesê het, as jy vog by 'n groot hoeveelheid droë bestanddele moet voeg, dan werk dit baie goed om dit net in 'n klein holte te skep in die middel en dan van die kant af jou meel by te werk. Dit is belangrik dat die deeg moet staan as jy hom klaar gemeng het. As jy nie baie tyd het nie, laat hom minstens vir 30 minute staan. Ek dink daar's 'n paar geurkombinasies wat lekker is waarmee jy kan speel. Wortel en pekanneut, jy weet, dink aan wortelkoek. Pisang, jy weet, pisang en grondboontjie botter. As jy nou so ver kan sien, daar's vrek baie kleur, nee. As arbei, daar's bessies, sien jy die so dis ook waar mense lekker jou antioxidante inkry. Dit is lekker om gesond te eet, nee. Wat ek net wil sê oor die grondboontjie botter is, dit is een van die goed wat mense maar moet 'n etiket lees. Van die grondboontjie botter het regtig baie hoë suiker in. Dit is omtrent soos die tweede bestanddeel. So behalwe nou dat jy allerlei lekker geurmiddels kan sit kan inmeng in jou deeg, kan jy ook allerlei interessante bo-lae opsit om dit net nog verder lekkerder te maak. Hierso het ek ook 'n verskeidenheid van neute, bietjie klapper, gedroogde pisang, enige so iets kan jy opsit. Die ander ding is net lekker vars bessies en dit druk ek sommer net altyd in. Net die heel bessies. Hulle bak so of lekker sag en karamellerig in die deeg self. So dit jy hoef dit nie regtig deur te meng nie. Die ander dingetjie wat ek maak, dit is net soos nou 'n uithang laadontbyt het en ek wil hê dit moet nou mooi lyk. En dan maak ons 'n kombinasie van bietjie breinsuiker en amandel. Dan sit ek dit op, maar regtig lekker baie. En dan bak ons net oond en dan maak dit so lekker karamelkraak korsie bo. As hy so nou het hulle lekker vrolik en mooi. Kyk hoe mooi lyk hulle. En in opporsies het ek wel op nou maar net vir almal. Dis maar 'n paar van hulle nou. Gesels dat 'n porsie vir 'n stysel is so gesien prys, nee. Dis ons muffintjies. Dis so hulle lyk as hulle uitkom. So hulle is wild en wraggies. Hulle almal ietsie anders op en 'n ander geur. Maar kyk hoe mooi lyk die vye muffintjies. So dit is regtig een van die beste resepte wat jy kan hê want jy kan elke dag ander muffins vir jou mense opdien. Dis sy.